Vriende, soos altyd, groet ek julle vanmôre weer eens in die naam bo alle name. Dis die naam van Jesus. Ek is baie opgewonde om vanmôre se boodskap met julle te deel. Ek gaan 'n bietjie met julle praat oor wie was Paulus gewees voor sy bekering? Saulus. Saulus en Paulus, of die verskil tussen die twee. Baie interessant, baie kosbaar. Ek glo dit sal vir u tot seën wees. Dit was vir my regtig baie lekker om dit voor te berei, want dit was baie spesiaal. Ek lees vir julle 'n baie bekende gedeelte, Paulus se bekering op die pad na Damaskus, in Handelinge 9 vanaf vers 1. Jy kan net volg terwyl ek dit vir u lees. Daar staan geskryf: Maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, weg van Jesus, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af, en hy val op die grond, en hoor 'n stem vir hom sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê: Wie is u, Here? En die Here antwoord: Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: Here, wat wil jy hê moet ek doen? En die Here antwoord hom: Staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. En die manne wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan, terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. Toe staan Saulus van die grond af op, en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie, en hulle het hom aan die hand gelei, en in Damaskus ingebring. En 3 dae lank het hy niks gesien nie, en niks geëet of gedrink nie. En daar was 'n disipel in Damaskus met die naam van Ananias, en die Here het vir hom in 'n gesig gesê: Ananias? En hy antwoord: Hier is ek, Here. Hy het die Here geken. Toe sê die Here vir hom: Staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid. En hy het in 'n gesig 'n man met die naam van Ananias sien inkom en hom die hande oplê, sodat hy weer kon sien. Maar Ananias antwoord, nou redeneer hy met die Here: Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor, hoeveel kwaad hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het. En hy het hier volmag van die owerpriesters om almal te boei wat u naam aanroep. Maar die Here sê vir hom: Gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. Want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly. En Ananias het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê: Saul, broeder, hier noem hy hom skielik 'n broeder. Hy sê: Broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus, wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien, en het opgestaan en is gedoop, en nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword. En Saulus was 'n paar dae saam met die disippels in Damaskus, en hy dadelik Christus in die sinagoges verkondig, dat hy die Seun van God is.
Dit bly 'n kosbare gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het, oor Paulus of Saulus se bekering op die pad na Damaskus. Kom ons bid net saam. Ons wonderlike Vader, terwyl ek hierdie gedeelte so gelees het, het hy my so half in vervoering weggevat, so asof ek gesien het, hoe dat Saulus daar op die pad na Damaskus, daar die lig ervaar het wat hom omstraal het en die blindheid wat hom geslaan het, en hoe hy met hom gepraat het en vir hom gesê het, Saulus, Saulus, waarom vervolg jy my? En die pad wat hy met hom geloop het, hoe dat hy vir 3 dae blind was en gebid het en met u in gesprek was, en hoe Ananias by hom gekom het, en die hande om opgelê het en vir hom gebid het, en hoe dat hy iets so skille van sy oë afgeval het. Ons praat baie daaroor, as die skille van ons oë afval, dan kan ons sien. Here, ons sê vir u dankie, vir hierdie kosbare verhaal. Ons wil bid dat u ook deur hierdie verhaal vanmôre, wanneer ons praat oor die verskil tussen Saulus en Paulus, tot elke hart sal spreek. Dit is so 'n kosbare verhaal. Nou word u verheerlik in Jesus se naam. Amen. Soos altyd wil ek net weer een vers aan u voorhou, maar nie uit ons geleesde gedeelte nie. Ek wil 'n vers aan u voorhou, wat in een vers verwys na Saulus aan die een kant en Paulus na die ander kant. Ek het natuurlik gelei gevoel om vir u Handelinge 9, die bekeringsverhaal van Saulus te lees, want dit is kosbaar en dis waaroor ons vanmôre gaan praat. Maar ek hou aan u voor Handelinge 13 vers 9 waar daar geskryf staan, maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, en dan gaan hierdie vers aan. Saulus, dit is Paulus. Ons praat vanmôre dan oor hierdie tema, die verskil tussen Saulus aan die een kant en Paulus aan die ander kant. Dis een persoon of een man, kan ons sê, met 2 name. Die eerste naam het hy by sy aardse geboorte ontvang, toe sy vader en sy moeder vir hom 'n naam gekies het. Toe word hy Saulus. En 'n tweede naam het hy natuurlik, sy tweede naam het hy ontvang by sy geestelike geboorte, toe die Here sy siel uit genade gered het, toe het God hom daarvandaan Paulus genoem, en almal het hom Paulus genoem. Nou vriende, Saul of Saulus is die Latynse naam vir Saul, wat eintlik beteken hy wat afgebid is. Dit verwys moontlik terug na die eerste koning van Israel, Saul, wat as koning vir die volk Israel van God afgebid is. Hulle het die Here gebid en gevra dat hy vir hulle 'n koning moes gee. En hulle het hom van die Here afgebid, en toe is Saul die eerste koning van Israel, en daar word terugverwys na hom as van God afgebid. Inteendeel, Paulus getuig self daaroor dat hy van God afgebid is om 'n kragtige getuie vir Jesus te wees. Baie interessant as ons lees in Galasiërs 1, ek gaan net die eerste 2 verse lees, dit is so vers 15 en 16, jy kan self verder gaan lees, hoe getuig hy oor sy roeping. Maar hy staan geskryf, hy sê dit self, of hy skryf dit self, hy sê, maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en deur sy genade geroep het, om sy seun, dis nou Jesus Christus, in my te openbaar, sê Paulus, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig. Gaan lees self verder as jy geïnteresseerd is wat hy van sy roeping geskryf het. So hy was ook van God afgebid. Paulus se oorspronklike naam was dus Saul of Saulus gewees. En daarom het die Here Jesus hom in Handelinge 9 vers 3 en 4 as volg aangespreek. Daar staan geskryf,
En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af. En hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Voor sy bekering lees ons 'n paar keer in Handelinge 7 en in Handelinge 8 van Saulus, toe daarvan hom geskryf is, dat hy die Christene ernstig vervolg het. Volgens Handelinge 7 vers 58 was hy nog 'n jong man gewees in die vleur van sy lewe en ons lees daarvan by die steniging van die eerste martelaar vir Christus, dis Stefanus, toe hy gestenig is, was Paulus daar. Maar hy was 'n jong man, luister nou mooi wat daar geskryf staan. En hulle het hom, dit verwys nou na Stefanus, buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig, en die getuies het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. En dan lees ons in Handelinge 9, wat ons skriflesing van vanoggend was, van Paulus se bekering, toe hy 'n goddelike ontmoeting met die lewende Here Jesus gehad het op die pad na Damaskus. Hy het 'n persoonlike ontmoeting met Jesus gehad op daardie pad, en dit het sy bekering beteken. Ons verwys daarom baie graag na Paulus se kragtige bekering op die pad na Damaskus, want dit was inderdaad 'n kragtige bekering gewees. En toe word hierdie man Saulus Paulus, en hy het 'n nuwe naam ontvang. Hy het behoorlik 'n naamsverandering ondergaan, en nadat Saulus dan in Handelinge 13 vers 9 Paulus geword het, word hy nooit weer, soos ek reeds gesê het, Saulus genoem nie, maar slegs Paulus. Dis die naam wat vir ons almal bekend is, naamlik Paulus. Want Paulus het 'n ware disipel van Jesus Christus geword. Die naam Paulus beteken eintlik klein, wat dui op sy klein, dat hy klein was van postuur. Hy was nie vermoedelik 'n lang man gewees nie, hy was redelik kort. Volgens oordraging word daar beweer dat Paulus moontlik 'n klein, kort en stewige mannetjie met 'n rooierige gelaatskleur was. Daar word ook beweer dat hy rooierige hare gehad het, wat ons nie regtig vind in die skrif nie. Maar volgens die karakter wat ons van Paulus sien in die Bybel, was hy definitief 'n hoogs intelligente man gewees met 'n sterk persoonlikheid, vurig en passievol vir elke saak wat hy aangepak het. So was hy vurig en passievol as 'n ywerraar van die wet, heel eerstens toe hy Saulus was, en toe hy gered word, was hy vurig en passievol vir die Here Jesus en vir sy saak. Rakende in sy agtergrond leer ons 'n paar interessante dinge oor Paulus se lewe. Hy was afkomstig van Tarsus, volgens Handelinge 9 vers 11 en Handelinge 21 vers 39. Gebore uit die stam van Benjamin, volgens Filippense 3 vers 5. 'n Fariseer. 'n Fariseer, hy is opgelei as 'n Fariseer, 'n skrifgeleerde, 'n kenner van die wet, Filippense 3 vers 5. Hy was 'n leerling van Gamaliel volgens Handelinge 22 vers 3. Gamaliel was een van die mees gerespekteerde rabbies van die eerste eeu. Hy het bekend gestaan as 'n gematigde en kenner van die godsdienstige wette, wat hoog in aansien by die volk was. Hy was hoog in aansien by die volk, volgens Handelinge 5 vers 34. Natuurlik was Paulus ook ongetroud. Ons sien dat hy verskeie kere daarna verwys het, maar gaan lees ook 1 Korintiërs 7 vers 8. En hy was ook 'n Romeinse burger gewees, volgens Handelinge 22 vers 22 tot
30. Maar kom ons kyk vanmôre. Wat is die verskil dan nou eintlik tussen Saulus en Paulus? Heel eerstens gaan ons kyk na Saulus wat gebore is as 'n Jood. Hy is gebore as 'n Jood, hy is onder die wet opgevoed. Maar Paulus is natuurlik nuut gebore as 'n wedergebore Christen. Baie interessant, hy sê dit self, dat die Here hom gewederbaar het, dat hy wedergeboorte ontvang het, toe hy Jesus ontmoet het. Ons fokus heel eerstens op Saulus. Luister na Paulus, toe hy reeds Paulus geword het, wat oor sy eie lewe getuig. Luister na sy eie woorde in Handelinge 22 vers 1-3. Hy sê, broeders en vaders, luister nou na my verdediging teenoor julle. Dis hy natuurlik aangeklaas oor die feit dat hy 'n profeet was of 'n diensknegt was van Christus wat oor die weg getuig het, oor Jesus getuig het. Hy sê, luister na my verdediging teenoor julle. Nou sê hy in vers 2, en toe hulle hoor dat hy hulle in Hebreëse taal toespreek, was hulle nog stiller, en hy sê, ek is 'n Jood, gebore in Tarsus in Cilicië, maar opgevoed in hierdie stad aan die voete van Gamaliel, streng ooreenkomstig die voorvaderlike wet, 'n ywerhaar vir God. Hy was eers 'n ywerhaar vir God, soos julle almal sê hy vandag is. Ywerhaar vir God, want hy die wet streng onderhou. So vriende, ons sien baie duidelik, hy is gebore as 'n Jood. Maar wat behels dit om te sê, hy was 'n Jood, hy is gebore as 'n Jood? 'n Israeliet, of ook bekend as 'n Jood, moet iemand wees wat uit een van die 12 stamme van Israel gebore is volgens Genesis 49 vers 28. Handelinge 7 vers 8 spel het uit, daar staan geskryf, en hy het hom, dis nou God, het vir Abraham die verbond van die besnydenis gegee, en so het hy die vader van Isak geword, en hom op die 8ste dag besny. En Isak het die vader van Jakob geword, en Jakob van die 12 aartsvaders. Jakob is die vader van die 12 aartsvaders, met ander woorde die 12 stamme van Israel. 'n seentjie moes volgens God se verbond met Israel as sy uitverkore volk op die 8ste dag besny word. Hulle reken, want dit was die dag van die minste bloedvloeien. Nou vriende, so roem ons ook baie keer in ons trots oor ons etnisiteit. Dit wil sê oor ons volksoorsprong en ons trotse Christelike kultuur, want meeste van ons het groot geword in 'n Christelike huis, en ons roem baie keer daarop, met streng Christelike waardes, want ons ouers het feitelik almal aan een of ander Christelike kerk behoort, en ons het ook gereeld kerk toe gegaan. Sondagskool en katekisasie onderrig ontvang. Maar vriende, dit het nie van ons Christene, of het nie van ons kinders van die Here gemaak nie. Paulus sê, hy was 'n ywerhaar van God, want hy die wet onderhou. En ons kan kerk toe gaan, soveel as ons wil, ons kan katekisasie ontvang, ons kan lidmaatskap ontvang, dit maak van niemand 'n Christen nie. Inteendeel, liewe vriende, die kerk het baie mense geestelik mislei en verwar. Hoekom sê ek so? Omdat baie kerke van die standpunt af uitgaan, as jy lidmaatskap ontvang, as jy gekatekiseer word in daardie kerk, jy ontvang lidmaatskap, jou naam is op 'n kerk lidmaatregister geskryf, dan het jy ook die ewige lewe ontvang. Jy het ook saligheid ontvang. Dis 'n leuen, vriende. Die kerke wat dit verkondig, of daardie indruk by mense skep, verkondig 'n leuen. Want 'n kerk, of kennis van die wet, of kennis van die woord van God, kan ons nie red nie. Alles, jy hoeveel kennis, want Paulus was 'n skrifgeleerde, hy het kennis van die wet gehad,
En hy was nie gered nie, hy moes gered word. So niemand kan gered word deur enige goeie werke of kennis van die woord of kerklidmaatskap of wat dit ook al mag wees nie, want slegs Jesus Christus alleen red ons. Ons kan alleen deur Jesus gered word. Dit is belangrik dat ons iewers met kerk toe gaan, want die Here sê, ons moenie die onderlinge byeenkomste versuim, soos sommige die gewoonte het nie. En hy bedoel daarmee dat ons met iewers heen gaan waar ons die woord kan hoor, 'n gemeenskap kan hê met ander kinders van die Here. Maar daar waar die woord in waarheid verkondig word. Nou luister wat getuig Paulus self in Filippense 3 vers 5 oor sy lewe. Hy sê, daar staan geskryf, Paulus sê, toe hy nou nog Saulus was, hy sê, ek is besny op die 8ste dag uit die geslag van Israel. So hy sê, ek kom uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref, 'n Fariseer. Want hy is opgevoed in die wet, van klein tyd af, opgevoed in die wet, en hy het soveel kennis van die wet gehad, dat hy die titel van Fariseer ontvang het. Wat hy dus getuig is, dat hy self op die 8ste dag besny is, as 'n Jood onder die wet groot geword het, en gedink het dat hy reg was, gedink het dat hy salig is, gedink het dat sy lewe God behaag. Dis die Saulus, waarvan ons leer in die woord. Maar, toe word hy Paulus, toe moet hy Jesus red sy siel uit genade op die pad na Damaskus, en nou getuig hy in Titus 3, hy wat Paulus is getuig self, dat hy en ander geroepenes soos Silas en Timotheus en wie hulle ook al mag wees, ander geroepenes van die Here, ook ek en jy as kinders van die Here, dat ons almal eers verlore was, sondaars was, want hy praat van ons, hy sluit hom in, hy sluit ander geroepenes van die Here in, en hy praat 9 maal in hierdie skrifgedeelte, dis nou in Titus 3, 9 maal praat hy van ons. En wanneer 'n mens praat van ons, dan praat hy van meer as net jouself. So hy sluit almal in. Hy sê in Titus 3 vers 3 tot 7, want ons, al die ander geroepenes van die Here, almal in die toekoms wat geroepenes is van die Here, almal wat kinders van die Here geword het, hy sê, want ons was ook vroeër onverstandig. Want ons was verlore, onverstandig, ongehoorsaam. Hoekom? Ons het die Here nie geken nie. Ons het ook nie die woord mooi verstaan om hom werklik te gehoorsaam nie. Op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot. Mense is verslaaf aan sondes, verskillende sondes, en dit hou ons van die Here af weg. Verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe. Dis ons ou lewe. Hy sê 9 keer ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe die goedentierenheid van God, die goedheid van God kan ons sê, ons verlosser en sy liefde, tot die mens verskyn het. Toe die goedheid van God tot die mens verskyn het en die liefde van God, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie. Ons kon niks doen om gered te word nie. Maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Heilige Gees het in ons harte ingekom. Hy het ons nuut gemaak. Ons is gewas in die bloed van die lam. Dan vers 6 sê, wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons verlosser. Toe ons Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker, ons lees ook van Paulus wat onmiddellik vervul is met die Heilige Gees, ontvang ons die Heilige Gees in ons harte, hy kom wederbaar ons, die bad van die wedergeboorte, nuut gemaak deur die wedergeboorte, en die vernuwing van die Heilige Gees. En nou sê hy, sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Nou ontvang ons die belofte
van die ewige lewe en dis ons hoop. Die hoop dat ons God se kinders is en die ewige lewe eendag sal ontvang. Nou hier getuig Paulus self dat hy ongeag sy wettiese lewe waarin hy groot geword het, 'n verlore sondaar was. Hy getuig ook, hy erken ook dat die wet ons almal geleer het dat ons sondaars is. Die wet het ons geleer van sonde. En daarom getuig hy dat hy deur Christus gered is en deur die bad van die wedergeboorte, wat die werk van die Heilige Gees en die vernuwingswerk is wat die Heilige Gees in ons lewe doen, dat ons dit alles in Christus Jesus ontvang het. Ons kan nie die Heilige Gees ontvang alvorens ons nie Jesus ontvang het nie, en Jesus aangeneem het nie. Dan ontvang ons die Heilige Gees, dan kom die Heilige Gees in ons, dan maak die Heilige Gees ons nuut. In Johannes 3 leer die Here Jesus ons baie duidelik dat sekerheid van saligheid, die waarborg van die ewige lewe, as ook die waarborg van kindskap van God, dat ons dit alles ontvang deur ons geloof in Jesus Christus, wat slegs deur wedergeboorte ontvang word, wanneer die Heilige Gees in ons harte kom, en ons deur wedergeboorte geestelik lewend gemaak word, geestelik nuut gemaak word. Dit is die Heilige Gees wat ons geestelik lewend en nuut maak. Maar ons sien ook, Saulus was geestelik as ook fisies blind. Voor sy bekering was hy geestelik en fisies blind, maar Saulus is fisies en geestelik ontsluier. Hy kon sien, hy kon die waarheid sien, hy kon sy geestelike lewe ontdek. So Saulus was geestelik blind, fisies ook blind. Ons het eerstens gekyk na Saulus wat gebore is as 'n Jood en onder die wet groot geword het, soos wat baie van ons in 'n kerk groot geword het en dink dat die kerk red. Maar nou kyk ons na Saulus wat geestelik as ook fisies blind was. Dit het ons vanmôre in ons skriflesing gelees. In Handelinge 9 vers 1 tot 9 staan daar geskryf: Maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was. Die weg bedui op Jesus Christus se weg, wat hulle gevolg het. Manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af. En hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê: Wie is u Here? Here beteken, wie is u Christus? En die Here en die Here antwoord hom: Ek is Jesus wat jy vervolg. Die Here Jesus verklaar aan hom: Ek is hierdie Jesus wat jy vervolg, hierdie Christus wat jy vervolg. En nou sê Jesus vir hom: Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: Here, wat wil u hê moet ek doen? En die Here antwoord hom: Staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. En die manne wat saam met hom op die pad was, het sprakeloos gestaan, terwyl hulle wel die stem hoor wat met Saulus gepraat het. Terwyl hulle die stem hoor, maar niemand sien nie. En luister nou, is baie belangrik. Vers 8 sê: Toe staan Saulus van die grond af op, en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie. En hulle het hom aan die hand gelei en in Damaskus ingebring. En 3 dae lank het hy niks gesien nie en niks geëet of gedrink nie. Baie interessant. So, vriende, is almal van ons ook geestelik blind. Wanneer ons nog nie in 'n sonde nog vasgevang is,
dan is ons geestelik blind. Ons sien nie ons eie verlore sondige toestand altyd raak nie. Totdat ons blindheid besef en totdat Jesus ons van ons blindheid genees. Maar ons moet na Jesus toe kom. Wanneer ons besef ons is sondaars, ons is vasgevang in ons sonde, ons is vasgevang in ons verlorenheid sonder Jesus. En daar in Openbaring 3 vers 17 is iets baie kosbaar geskryf. Daar staan geskryf, want dis nou Jesus se woorde, want jy sê, ek is ryk, en het verryk geword, en dit verwys na die kerk in sy geheel. Jy sê, ek is ryk en ek het verryk geword, en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie, dat dit jy is, wat ellendig, en beklaanswaardig, en arm, en blind, en naak is nie. Nou vriende, wat leer die woord ons? Ons is blind, geestelik blind gebore. Paulus was 'n geestelik blind gebore, maar hy was ook fisies blind. En so met elkeen van ons besef, ons is geestelik blind gebore. En Jesus moet ons van ons geestelike blindheid verlos. Baie belangrik om dit te besef. Maar Saulus was fisies blind en ook geestelik blind. En hy moes dit besef. Daarom het die Here hom met fisiese blindheid getref, sodat hy in daardie 3 dae terwyl hy blind was, ook sy geestelike blindheid kon besef en die Here hom van sy geestelike blindheid kon verlos. Maar toe word hy Paulus, nadat die Here hom van sy geestelike blindheid verlos het, word hy Paulus, sodat Jesus dan vir Paulus van sy blindheid op die pad na Damaskus genees. Sy geestelike blindheid, ook sy fisiese blindheid. Handelinge 9 vers 10 tot 12 sê, en daar was 'n disipel in Damaskus met die naam van Ananias. En die Here het vir hom in 'n gesig gesê, Ananias. En hy antwoord, hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, staan op en gaan na die straat wat genoem word Reggistraat en vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid. Vir 3 dae lank bid hy, praat hy met die Here. En hy het in 'n gesig 'n man met die naam van Ananias sien inkom. Dis nou Saulus wat gesien het in daardie gesig visioen wat die Here hom gegee het dat Ananias inkom. En hom die hande oplê sodat hy weer kon sien. Maar nou sien ons Ananias, en ek het dit uitgelaat, Ananias is in gesprek met die Here. Hy sê, Here, ken jy daardie man? Hy's 'n vervolger van die Christene. Hy boei hulle, hy daag hulle voor die Joodse raad, hy gaan gooi hulle in die tronke. So asof die Here dit nie weet nie. Jesus het dit geweet. Jesus het alles van Saulus se lewe geweet, soos hy alles van jou en my lewe weet. En hy sê vir hom, nou lees ek vir u verder daarvan vers 15 af, maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor die nasies en konings en die kinders van Israel. So hy moet aan die heidense nasies my naam verkondig. Aan konings moet hy van my vertel en ook aan die huis van Israel. Want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly. En Ananias het gegaan, na opdrag van die Here, en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê, Saul, broeder, hier noem hy hom skielik 'n broeder in Christus, want hy weet, iets het in sy lewe gebeur. Die Here het my gestuur, naamlik Jesus, wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien, en met die Heilige Gees vervul word. Hy moes fisies kon sien, en geestelik moes sy oë oopgaan, sodat hy Jesus kon leer ken as sy verlosser en saligmaker, en met die Heilige Gees vervul word. Vers 18 sê, en dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval. Sy blindheid is van hom weggeneem, hy is genees daarvan, en hy kon onmiddellik weer sien, en het opgestaan en is gedoop.
En nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword. En Saulus was 'n paar dae saam met die disippels in Damaskus. Ek weet nie hoe lank dit was nie. Vir 'n paar dae was hy saam met hulle. En dan staan daar in vers 20, iets aangrypend. En hy dadelik Christus in die sinagoge verkondig, dat hy die Seun van God is. Hy het verlossing gesmaak, hy is gered met die Heilige Gees vervul. En hy dadelik Jesus se naam verkondig as die Seun van God, die Redder, die Saligmaker. En dis presies wat ook in ons geestelike lewe moet gebeur. Jesus moet ons ook van ons geestelike blindheid genees. Vriende, ons sit in die kerk, ons lees die Bybel, ons het kennis van die woord, maar ons is nie almal gered nie. Ek was ook so, kerk toe gegaan, ek was 'n diaken, ek het godsdienstig groot geword, maar dit het my nie gered nie, vriende. Ek moes by Jesus uitkom en van my blindheid genees word. Markus 2 vers 17 sê, Jesus praat daar met die fariseërs en skrifgeleerdes en hy sê vir hulle, staan daar geskryf, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie. As julle dink julle is gesond, het julle nie die geneesheer nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. As Jesus ons geestelike oë oopmaak en ons sien hoe verlore ons is, sien watter groot sondaars ons is, sien dat ons op pad hel toe is, dan kan ons voor hom buig en ons bekeer. 180 grade omkeer maak op hierdie breë weg wat ons bewandel en Jesus Christus as ons verlosser en saligmaker aanneem. Dis wat Paulus ervaar het. Daar is dalk vanmôre iemand wat moet besef, die Here praat met u, met jou. Jy wat dink jy is God se kind, maar nog nooit tot bekering gekom het nie, nog nooit geestelik van jou geestelike blindheid verlos is nie. Jy moet van jou blindheid genees word. Jy kan alleen daarvan genees word as jy na Jesus toe kom en erken jy's 'n sondaar, na jou siel uit genade red, soos hy Saulus se siel gered het. Nou sien ons vriende, Saulus was 'n ywerhaar vir die wet, maar Paulus was 'n ywerhaar vir Jesus Christus. Die teenoorgestelde. Saulus het die wet aangehang, het die wet geleer en hy was 'n ywerhaar vir die wet, totdat hy Jesus ontmoet het op die pad na Damaskus. Toe word hy ywerhaar vir Christus, en so sien. Hy het onmiddellik opgestaan in die sinagoge, verkondig dat Jesus die Seun van God is. So ons sien hy was 'n ywerhaar vir die wet. Filippense 3 vers 5 sê, en hy sê dit self. Hy sê, ek is besny op die 8ste dag uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, en wat die wet betref 'n fariseer. Wat die wet betref 'n fariseer, hy is opgelei om 'n fariseer te wees, hy is uit die wet onderrig vir jare lank van sy klein dag af, sê hy. En dan lees ons in Handelinge 26 vers 4 en 5, waar hy ook getuig oor sy lewe. Hy sê, my lewe dan, van my jeug af, wat van die begin af, wat ek van die begin af deurgebring het onder my nasies in Jerusalem, ken al die Jode. Almal ken my lewe. Hoe ek 'n ywerhaar vir die wet was, omdat hulle my van die tyd af geken het, as hulle dit wil betuig. Hoe ek volgens die strengste party van ons godsdiens as 'n fariseer geleef het. Hier sê hy, was 'n fariseer. Die wet was vir my alles. Ek het my beywer om die wet te onderhou, ek het my beywer om ander mense van die wet te leer, en almal wat in stryd was daarmee was my vyande gewees. Onthou, Saulus was 'n leerling van Gamaliel volgens Handelinge 22 vers 2. En Gamaliel was 'n kenner van die godsdienstige wette, een van die mees gerespekteerde rabbies in die eerste eeu, soos ons gelees sien in Handelinge 5 vers 34. Gamaliel het ongetwyfeld daardie passie by Saulus gekweek om 'n passievolle ywerhaar vir die wet te wees. Hy sê, ek is 'n ywerhaar vir God.
Hy verstaan nie. Ou Testament, ja, ywerhard vir God om sy wet te onderhou, maar hy het niks van Jesus verstaan nie. Het gehoor hierdie mense wat verkondig, Jesus is die seun van God, wat die weg van Christus verkondig het, en hulle was sy vyande, want hy was 'n ywerhaar vir die wet en 'n ywerhaar vir God. En so het die meeste van ons ook met oorgawe die wêreld gedien voor ons redding. Met oorgawe die wêreld gedien, die wêreld lief gehad, vir die wêreld gelewe en niks terughou nie. Ek het ook vir die wêreld gelewe tot op 25-jarige ouderdom, toe die Here my voorgekeer het en vir my gewys het, hoe 'n verlore sondaar is ek. Maar Paulus het na sy bekering 'n ywerhaar vir Jesus Christus geword. Eers was hy ywerhaar vir die wet, en ek en jy was ywerhaars vir die wêreld, maar na sy bekering word hy ywerhaar vir die Here Jesus. Paulus getuig in Galasiërs 4 vers 4 tot 7 dat die Here Jesus hom losgekoop het van die wet toe Jesus sy siel gered het. Hoor mooi wat sê hy. Hoor mooi wat staan hier geskryf, hy sê, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, Jesus Christus, gebore uit 'n vrou. En dit was my so kosbaar toe ek dit opnuut lees, gebore onder die wet. Jesus is onder die wet gebore uit 'n vrou wat in die Joodse kultuur groot geword het. Gebore onder die wet om die wat onder die wet was, wat te doen? Los te koop. Jesus het gekom om almal wat onder die wet gebore was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang, kinders van God deur Christus Jesus. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun, die Heilige Gees in hoofletters, in julle harte uitgestuur, en hy roep Abba Vader. Die oomblik wanneer die Heilige Gees in my hart uitgestort word, dan roep hy vanuit my binneste, Abba Vader, die Here is my God en my Vader. En daarom is hy nie meer diensknegt nie, nie meer 'n diensknegt van die wet nie, maar kind. As jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Dis die verskil. Jesus het gekom om ons los te koop van die wet. Die wet is nou op my hartstafel geskryf, soos ek laasweek gesê het. En nou doen ek uit liefde dit wat God beag. En dan sien ons waar het sy passie vir Jesus reeds begin. Net na sy ontmoeting met Jesus. Handelinge 9 vers 17 tot 20. En Ananias het gegaan en in die huis gekom en in my hande opgelê en gesê, Saul broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus, wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien, ek lees dit nou weer, sodat jy weer kan sien, en met die Heilige Gees vervul word. Hy moes geestelik eers kon sien, en sê, Here, ek is 'n sondaar. Hy het gekom om my van die wet vry te koop, en toe sy met die Heilige Gees vervul. En dan lees ons in vers 20, en hy dadelik Christus in die sinagoge verkondig, dat hy die seun van God is. Onmiddellik ontvang hy hierdie passie om van Jesus Christus te getuig, nie meer van die wet nie. Want die wet red nie, Jesus red. Vriende, Paulus het van daardie oomblik af, wat die Here sy geestelike oë geopen het, en vandat hy vervul is met die Heilige Gees, 'n ywer en 'n passie vir Jesus Christus en sy saak gehad. Soos wat hy 'n ywer en 'n passie vir die wet gehad het, ontvang hy skielik 'n nuwe ywer en 'n passie, en dis vir Jesus Christus. Hy was elke oomblik van sy lewe passievol in die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus. Hy het passievol van Jesus getuig en passievol oor Jesus gepreek. In Filippense 1 vers 21 sê hy uitdruklik, hy was nie bang om vir Christus te ly of om vir Christus te sterf nie. Hy sê dit, daar staan geskryf, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins, want hy was nie bang ter wille van Jesus te sterf nie. Jesus het Paulus deur sy Heilige Gees natuurlik versterk
en met krag uit die hoogte toegerus vir sy taak. Want die Heilige Gees het hom toegerus om 'n ywerhaar vir Jesus te wees en 'n ware getuie vir Jesus. 'n Mondstuk vir die Here Jesus te wees. So kan ons ook niks vir die saak van die Here beteken of niks vir die Here Jesus doen sonder die krag van die Heilige Gees nie. Ons het die Heilige Gees, net soos Paulus die Heilige Gees ontvang het, vervul is met die Heilige Gees, so het ons ook die vervulling met die Heilige Gees nodig om ware getuies vir Jesus te kan wees. Ons lees dit in Handelinge 1 vers 8. Daar staan geskryf die woorde van Jesus. Hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. As ons nie die volheid van die Heilige Gees ontvang het nie met die Heilige Gees vervul is nie, sal ons nie waarlik sy getuies kan wees nie. Maar ons sien ook, Saulus was 'n vervolger van Christene, 'n ernstige vervolger van Christene. Maar Paulus word self vervolg ter wille van die Here Jesus, ter wille van Christus. My vriende, hy was 'n ernstige vervolger as Saulus, 'n ernstige vervolger van die Christene. Saulus het die Christene vervolg deur hofbevele teen hulle te kry dat hulle die volk mislei met 'n valse leer wat hulle verkondig het, genoem die leer van die weg. En hy het hulle geboeid, soos kriminele, het hulle voor die Joodse raad gesleep daar in Jerusalem. Ons kan daardeur aflei dat hy Christene met 'n passie vervolg het, weens sy geweldige haat wat hy vir Christene gehad het. Hy het Christene gehaat met 'n passie, want dit was 'n leer teenstrydig met dit wat die wet hom leer. In Handelinge 9 vers 1 en 2 sê Paulus self, staan daar geskryf, maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, volgelinge van Jesus was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. Soos kriminele boei hy hulle en sleep hy hulle na Jerusalem om verhoor te word. Vriende, indirek het Saulus vir Christus vervolg. Ons lees dit in Handelinge 9 vers 4, toe hy op die grond geval het, hoor hy 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Dis wat Jesus vir hom gesê het, jy vervolg nie net my volgelinge nie, jy vervolg my. In Galasiërs 1 vers 13 en 14 skryf Paulus self, hy sê, want julle het gehoor van my lewenswandel vroeër in die Jodendom, dat ek die gemeente van God uitermate vervolg en dit verwoes het. Hy sê, ek het die gemeente van God uitermate vervolg en dit verwoes. Die gemeente van Christus. Hy moes 'n geweldige haat vir die Christendom gehad het. Ook in Handelinge 22 vers 3 tot 5 sê hy, ek is 'n Jood gebore in Tarsus in Cilicië, maar opgevoed in hierdie stad aan die voete van Gamaliel. Streng ooreenkomstig die voorvaderlike wet, 'n ywerhaar vir God. Hoor noem hy hom, 'n ywerhaar vir God. Hy het gedink, hy doen God 'n guns, soos julle almal vandag is, sê hy. Hy kla hulle ook aan. Hierdie weg het ek vervolg tot die dood toe. Interessante ding wat hy sê, ek het mense vervolg tot die dood toe, en hy verwys heel moontlik na Stefanus, wie se vermoording hy goedgekeur het, wat gestenig is. Hy sê, en manne en ook vroue geboei en in die gevangenis oorgegee. So ook die hoëpriester en die hele raad van die ouderlinge is my getuies. Van hulle
het ek ook briewe ontvang en na die broeders in Damaskus gegaan, om ook die wat daar was, geboeid na Jerusalem te bring, sodat hulle gestraf kon word. Sy passie was die wet, sy passie was om Christene te vervolg en hy het hulle gehaat. Saulus was 'n ernstige vervolger van Christene en daarom was hy daar teenwoordig, vriende, toe Stefanus, die eerste martelaar vir Christus, gestenig is. Hy het sy steniging, sy vermoording goedgekeur. Lees Handelinge 7 vers 58 en ook Handelinge 8 vers 1. Christene het gevlug vanweë sy ernstige en wrede vervolging. Hulle was bang vir Saulus gewees. So was daar al baie vyande van die kruis van Christus deur die jare. Vyande van die kruis. En daar steeds vyande van die kruis en steeds vyande van Christus en vyande van Christene. So Saulus was. En as hulle Jesus Christus as hulle saligmaker en hulle verlosser erken het, moes hulle vryspraak by God kry, omdat hulle vyande van Christus was en ook vyande van sy volgelinge was. Daar's vandag nog sulkes wat vyande van die kruis is en vyande van Christus en vyande van Christus se volgelinge is. Maar laastens sien ons na sy bekering, nadat Saulus Paulus geword het, sien ons dat Paulus self vervolg word ter wille van Jesus Christus, sy getuienis vir Jesus Christus. Ons vind soveel skrif daarvan, dat hy vervolg is, en uiteindelik is hy ook doodgemaak ter wille van sy getuienis vir Christus. In Handelinge 9 vers 16 het Jesus dit voorspel, waar hy gesê het, hy sê vir Ananias, die disipel van Christus, ek sal hom toon hoeveel hy vir my na moet ly. Toe Ananias gesê het, Here, ken u hierdie Saulus? Toe sê Jesus vir Ananias, ek sal hom toon hoeveel hy vir my na moet ly. In 2 Korintiërs 11 vers 23 tot 30 staan daar geskryf, of lees ek, maar ek wil net vir u lees vers 23 tot 27 van wat hy deurgemaak het al vir Jesus Christus op daardie stadium. Hy sê, is hulle dienaars van Christus? Ek praat uitsinnigheid, in uitsinnigheid. Ek nog meer, in arbeid oorvloedig, in sla baie bo die maat, in gevangenskap baie meer, in die doodsgevare dikwels. Nou sê, dis wat hy deurgemaak het, en sekerlik ook ander Christene. In vers 24 sê hy, 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houe op een na. So hy het 39 houe, 5 maal met 'n kats gekry. 3 maal is ek met stokke geslaan, en 1 maal is ek gestenig, en hy het by die dood omgedraai. 3 maal het ek skipbreuk gelei, 'n nag en 'n dag het ek op die diep water deurgebring, dikwels op reis, gevare van riviere, en gevare van rowers, en hoor wat sê, en gevare van my volk, die Jode, het Paulus op die ouend die meeste vervolg. In gevare van heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op see, en die gevare onder valse broeders. Vers 27 sê, in arbeid en moeite, in slapelose nagte dikwels, in honger en dors dikwels sonder ete, in koue en naaktheid. Dis wat Paulus deurgemaak het. Dis net 'n bietjie van wat hy deurgemaak het, ter wille van sy getuienis en lewe vir Christus. Vriende, en dan vergeet ons so maklik wat die woord ons leer, dat ons nie van vervolging gevrywaar sal word nie, en gevrywaar kan word nie. As hulle Jesus vervolg het, as hulle Paulus vervolg het, wie is ons om te sê, ek mag nie vervolg word nie, of ek kan nie vervolg word nie? In 2 Timoteus 3 vers 12 staan daar geskryf,
En weer eens Paulus wat hy skryf, hy sê, en almal wat ook godvrugtig wil lewe, in Christus Jesus sal vervolg word, want Jesus het gesê, as hulle my gehaat het, sal hulle julle ook haat. En daarom moet ons ook leer, vriende, om soos Paulus altyd ons afhanklikheid van die Here elke dag in ons lewe te erken. Ons moet altyd besef, is net die Here se genade, dat ons deur elke dag kom, dat ons deur al die stryd kom, deur vervolging kom, deur swaar kry kom, wat dit ook al mag wees wat die Here oor ons pad toelaat. Besef altyd, ons is afhanklik van die Here. 2 Korintiërs 12 vers 19 sê, en hy het vir my gesê, die Here het dit vir Paulus gesê, my genade is vir jou genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakheid roem, sê Paulus, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek ook behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Wat sê Paulus? Ons moet deur hierdie dinge gaan, sodat ons in Christus kan roem en weet, hy maak ons sterk in ons swakheid. Wat skryf Paulus hier in Filippense 4 vers 12 en 13, en mag dit vir elkeen van ons tot aanmoediging strek, daar staan geskryf, ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê, sê hy, interessant, in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. En dan sê hy, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Vriende, daar kom daar vir ons vervolging, daar kom daar vir ons swaar en moeilike tye. Mag die Here ons voor die tyd kom haal, maar as daar vir ons swaar en moeilike tye wag, leer om te weet ek is tot alles in staat, deur Christus wat vir ons die krag gee, wat ons in staat stel. Hy leer ons deur moeilike tye om op hom te vertrou, nie op onsself nie, maar op hom te vertrou. Mag die Here genade gee, dat ons ook soos 'n Paulus sal wees, en nie soos 'n Saulus nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord. Ek eer u vir u woord. Dankie dat u vanmôre tot ons harte gespreek het, en altyd tot ons harte spreek deur die woord. Help ons om soos 'n Paulus sal wees, ywerhaars vir Christus, wat nie sal skroom om sy woord te verkondig nie, en nie sal bang wees nie. En dat ons sal wees, vir my is die lewe Christus, en die sterwe wins. En ons is tot alles in staat, deur Christus Jesus, wat ons die krag gee. Dankie daarvoor. Amen. Vriende, mag u in hierdie dag die Here se teenwoordigheid ervaar, ook in die week, en altyd onthou, dat Paulus moeilike dinge deurgemaak het, ter wille van Christus, en dat Christus self moeilike tye deurgemaak het, wees ek en jy. Die Here sal ons genade gee. Ons is tot alles in staat, deur Christus wat ons die krag gee. Sterkte en seën. Totsiens.